nie nou is nie, wanneer dan? As dit nie nou is nie, wanneer dan? Een van die grootste frustrasies vir my as predikant, maar meer as dit, vir my hele menswees, is om te sien hoe mense die lewe onderhandel. Hoe mense dinge wat verkeerd is, bly onderhandel. Verskoning soek, verkleiningswoordjies gebruik, en elke denkbare manipulerende manier gebruik om te kan voortgaan met dit, wat klaarblyklik nie vir hulle 'n probleem is nie, maar hulle lewe objektief gesien armer laat, hulle weerloos laat, hulle armer maak, en die mense om hulle ontsaglik ongelukkig maak. Hoe mense keuses maak, wat hulle gesinslewe verwoes, maar hulle kom nie by 'n punt om te sê, dis nou klaar nie. Hulle kom nie by 'n plek om dapper besluite te neem nie. Natuurlik leef mense in die konteks van genade. En om eerlik te wees, dit is vir my as mens die mees natuurlike manier om met mense te praat, is om empaties te luister en genadig te wees. Maar soms kom 'n mens by 'n plek in die lewe waar jy kan aanhou praat daaroor. Iemand kan na jou luister. Hulle kan empatie met jou hê. Maar daar's een ding wat bly. Ergens moet jy 'n keuse maak. 'n Klompie jare gelede het Bob Newhart 'n kort video gemaak met die titel Stop It. Hy speel die rol van 'n sielkundige en 'n vrou wat inkom en oor haar probleme kom praat. Hy verduidelik vir haar dat hy vra $5 vir die eerste 5 minute en daarna kos dit niks. Hy sê maar, sy moet onthou, hy het geen klein geld nie. As dit voor die 5 minute om is, dan hou hy die $5. Sy begin praat en sê, wel, sy het 'n verskriklike vrees om lewendig in 'n boks begrawe te word. Die gevolg is dat sy in geen plekke kom wat boksierig is nie, soos huisbakke, geboue, haar huis nie. En dan sê Bob Newhart vir haar, nou goed, ek kan vir jou baie goeie raad gee. Sy vra moet ek dit neerskryf? Sê nee, jy behoort dit te kry. Luister jy aandagtig? Ja, sê sy, opgewonde. Wat sy raad? Hy sê, as jy hierdie raad toepas, sal alles in jou lewe regkom. Hy leun so oor die tafel en sê vir haar, stop it! Sy is ontnigter en verward en sê, wat bedoel jy, stop dit net? Hy sê, ja, stop dit. As enige iemand sal dink daaraan om lewendig in 'n boksie begrawe te word, sal 'n mens angstig wees. En hy maak so, hy sê, dit is 'n verskriklike gedagte. Stop dit net. En sy sê, ja, maar ek kan nie. Hy sê, nee, ons gaan nie daarheen nie. Ja, maar toe ek in my kinderjare was, hy sê, nee, ons gaan ook nie daarheen nie. En elke verskoning wat sy uitdink, sê hy, we definitely don't go there. Wanneer 3 minute verby is en hy nou hierdie raad vir haar gegee het, wil sy opstaan en gaan, maar daar's nog 2 minute oor en hy gee nie klein geld nie. En met elkeen van die volgende probleme van haar lewe wat sy met hom deel, sê hy vir haar baie duidelik, stop it. Dan maak sy beswaar aan die einde daarvan en sy is geweldig ongelukkig en sê ek hou nie van wat jy doen nie en ek hou nie van hoe jy dit wil doen nie. En dan eindig die kortfilm met die woorde en hy sê, goed, ek gaan nou vir jou 10 woorde gee wat jy saam met jou kan vat. Miskien moet jy dit neerskryf. Hy leun so oor op die tafel en hy sê, stop dit, of ek begrawe jou lewendig in 'n boks. Ek het al baie gewonder, hoekom is hierdie uitbeelding van die sielkundige en die kliënt vir ons so skreeusnaaks? Jy kan hoor in die video en die opname ook hoe die gehoorskater lag daaroor. Wel, ek dink in die eerste plek is dit net so absurd, geen sielkundige sal ooit vir iemand sulke raad gee nie. Ek dink ons lag daaroor, want ek dink dit verklap iets van onsself in ons eie lewe. Ons weet, dit is verregaande, maar dalk lag ons ook uit selferkenning. Ek wil aansluit by hierdie video vanaand, want ek voel ook soms so.
Ek voel soms gefrustreerd met mense wat nie beslissende besluite wil neem nie. En ek sit nie hier as die leermeester en sê, dis nie ook op my van toepassing nie. Maar ek praat saam met jou vanaand en sê, jy, sal moet baie mooi dink oor hoe ons lewens leef. En hoe beslissend ons tot besluite kan kom, wat my hele lewe beter sal maak met my verhoudings weer daar rondom. Maar veral in hierdie reeks met die tema In Via, op die weg saam met Christus, en vra of ons heelhartig Christus volg. Of is daar kaarte wat ons teen die bors vashou en sê, met hierdie deel van my lewe wil ek U nie volg nie. Die gevolg daarvan dat ons nie beslissende besluite neem nie, is dat ons in geheel gelukkig wil wees, maar ons wil aan die Here gedeeltelik gehoorsaam bly. Maar dis die kerk se taak nog deur al die eeue, om nie alleen genade te verkondig nie, maar ook waarheid. Ja, daar is genade, en daar is waarheid. Daar is genade, maar daar is ook geregtigheid en regverdigheid. Daar is genade, en daar is gehoorsaamheid. God se heilige woord praat oor albei. Luister, hoe reguit is die woord van die Here wanneer ons in Spreuke 6, vers 6 tot 15 die volgende woorde lees. Gaan kyk na die muur Leiaard. Kyk hoe hy werk en leer by hom. Hy het nie 'n leier nie, nie 'n opsigter of 'n regeerder nie. Tog maak hy sy voorraad reg in die somer. Versamel hy sy voedsel in die oestyd. Hoe lank gaan jy nog lê, Leiaard? Wanneer gaan jy opstaan? Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer. Nog 'n bietjie hande vou en bly lê. En daaroor val die armoede jou soos 'n rower. Daaroor rompel die gebrek jou soos 'n inbreker. Dit is 'n nikswerd mens, 'n mens vol onreg, wat altyd reg is om te lieg, om te bedrieg deur met die oog te knik, met die voet te beduie, met die vingers tekens te gee, wat altyd met 'n skelmstreek kom en voortdurend op kwaad uit is. Hy maak moeilikheid waar hy gaan. So 'n mens se ondergang kom skielik. Hy stort ineen en daar is nie herstel nie. Die Here se woord is reguit wanneer dit kom by dinge wat verkeerd is. In hierdie opsig is dit soms nodig om net te sê, hier is daar nie 'n grys area nie. Wat verkeerd is verkeerd. En ons kan dit nie regmaak nie. Spreuke gee vir ons nie, dis oukei boodskap nie. Dis 'n stop dit boodskap. Daar is vir ons genade. Maar genade sonder geregtigheid is 'n verloning van God se goedheid. Dit maak eintlik 'n bespotting van Jesus se lyding en sterwe aan die kruis. Dit maak 'n bespotting van God se kosbare genade. Spreuke 6 spreek die luiaard en die skelm reguit aan, sonder die omhaal van woorde. Dit sê vir ons dat hoe ons leef het konsekwensies. Luiheid lei tot honger, tot 'n geslaap en 'n gesluimer, wat die sekerste manier is dat die armoede jou oorval soos 'n rower. Skelmstreke lei tot ons ondergang. Op die lang termyn is dit die een waarborg wat ons het, dat dit ons ondergang sal waarborg. Maar is nie net hieroor waaroor Spreuke duidelikheid gee nie. Luister wat staan daar in Spreuke 23 vers 29 tot 35. Wie is dit wat sug en steun, wat rusie maak en kla, onnodig seer kry en bloedbelope oë het? Dit is die wat tot laat sit en drink, die wat aanhou proe aan drank. Moenie dat die wyn jou verlei as dit so rooi is, so vonkel in die beker, so lekker smaak nie. Dan sien jy vreemde dinge en praat jy verkeerde dinge. Dit voel of jy op die oop see lê, of jy bo op 'n seilskip se touwerk lê, en jy dink, ek het dan nie seer gekry toe hulle my geslaan het nie. Ek het nie gevoel toe hulle my aangeval het nie. Wanneer word ek wakker? Ek wil maar weer iets gaan soek om te drink. Ek dink baie die laaste tyd na oor die uitstel van ons verantwoordelikhede. En veral as dit kom by dinge wat ons lewens verslaaf. Drank is 'n sosiaal
aanvaarbare handeling. Maar as ek vir julle vertel hoeveel keer in my loopbaan het ek die pyn gesien, verhoudings wat verbrokkel, slegte morele besluite, kinders wat skaam is vir hulle ouers, andersom, konflik en risies, wat deur hierdie oënskynlik onskuldige sosiale handeling verrig word. Maar dit kom altyd met 'n verskoning by. Ek het nie 'n drankprobleem nie. Ek is nie verslaaf nie. Is dit die kriteria wanneer 'n mens voel dat iets verkeerd loop? Is dit jou morele roetekaart om te sê, maar ek is nie verslaaf daaraan nie. So ek kan dinge doen wat verkeerd is, solank ek net nie verslaaf is daaraan nie. Met ander woorde, jy kan jou geld mors. Jy kan jou gesondheid opmors. Jy kan verhoudings opmors, solank jy in beheer bly daarvan. Verduidelik vir my presies, hoe werk daardie logika? Presies hoe is jy in beheer daarvan? Saterdagoggend lees ek die getuienis van 'n sanger in ons land. Ek ken nie die sanger nie. Sy naam is Tiaan Reinierse. En ek wil graag aan julle sy woorde voorlees. Dis nie die hele brief nie, maar gedeeltes daaruit. Dis 5 maande vandag. Ek het gedink ek het drank mak gemaak, totdat dit my baas en ek sy slaaf geword het. Drank is die ding wat met die poort na elke soort verslawing sy sleutel in sy sak rondloop. Drank het my vertel dat niks my kan bykom wanneer ek dronk was nie. Dat drank hoor as hartseer en pyn, vrese en vrae sonder antwoorde, die gevolge van my swak besluite en realiteite was. Ek was bang vir die realiteit, vrek bang. 'n Dronk persoon het altyd 1000 verskonings. Maar dis 'n sneeubal wat jy voer. Die sneeubal word baie vinnig groot, maar elke laag daarom is fake en dit sal mettertyd smelt totdat daar niks van jou oorbly nie. Die enigste manier om dit te keer is om uit die sneeubal te kom en 'n nuwe een te bou met goeie en soliede goed. Ek weet eerlikwaar nie hoe ek 5 maande vry is van drank nie. Elke oggend besluit ek om nie te drink nie. Elke liewe oggend. Al wat ek weet, is dat ek nooit weer in die sneeu met hierdie afgod van drank wil speel nie. Staan sal ek staan. Alleen sou ek dit nie kon doen nie. Dis net God. Die goeie vriende om my, 'n wilsbesluit en om weer God in my kinders se oë te sien. Ek is nie meer bang vir realiteit nie. Skielik is niks meer 'n swart en wit movie nie. Alles is vol kleur. Heeltyd het ek gewag dat God by my party opdaag. Maar dis ek wat by die verkeerde party was. Ek is 5 maande vry. Dankie God. Dis die getuienis van hierdie sanger. As drank 'n probleem geword het, stop dit. Nou, hoekom hou jy nie op nie? As jy nie kan kuier saam met vriende, sonder om 'n drankie te geniet nie, dan dink ek het jy verward geraak oor wie is baas en wie is klaas. Ons praat nou oor drank. Maar daar is sekerlik 'n baie lang lys van dinge wat hierby gevoeg kan word. Baie dinge. Woedebuie, risies, twis, skinder. Vra jouself af of hierdie dinge jou lewe beter maak of slegter maak. Vra jouself af dat wanneer jy hiermee besig is en die Here staan hier voor jou, Jesus verskyn hier aan jou, sal jy skaam wees daaroor of sal jy bly wees om Jesus hier te sien staan? Dis nie 'n asof speletjie nie. Dis nie 'n sê nou maar net speletjie nie. Die Here verseker ons dat hy altyd by ons teenwoordig is. Ons verskonings het allerlei skakerings daarvan. Ons wil allerhande ander mense daarvoor blameer. My pa, my ma,
ou seer kry in my lewe, my kinderjare. Ons probeer dit sag maak met verskonings. Is nie so erg nie. Ons maak selfs grappe daaroor. Asof dit humoristies is dat die mense rondom ons daardeur so geraak word. Wat dit ook al is, jy weet dat daar 'n keuse is om by Bob Newhart aan te sluit, om dit te stop. En wat dit ook al mag wees, miskien het jy nou lank genoeg verskonings uitgedink. Deur sy woorde sê die Here vanaand vir jou, stop dit. Hoe lank gaan jy nog uitstel? As dit nie nou is nie, wanneer dan? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid vir mekaar vanaand, dat U ons die moed van ons oortuiging gee, die dapperheid, om 'n beslissende besluit te neem. En dit, wat skeiding maak tussen ons en U, en skeiding maak tussen ons en ons geliefdes, dat ons 'n dapper besluit sal neem, 'n beslissende besluit om ons nie langer te laat verslaaf nie. Neem ons lewe, en laat dit, Heer, U gewy wees meer en meer. Help ons om die waarheid raak te sien. Wil U ons klee deur U genade, maar ook U geregtigheid, omdat U liefde, genade en waarheid insluit. Ons wil graag die pad saam met U stap, sonder hierdie skuldgevoelens en hierdie las, hierdie swaar ysterbal wat aan ons voet bly sleep. Here, maak ons vry, dat ons as vrygespreektes kan leef. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. As dit nie nou is nie, wanneer dan?